Welkom by die Sepcast, waar ons dieper kyk, groter vrae vra en ontdek hoe Jesus steeds die wêreld verander. Ons hoor dikwels mense sê, wat kan een mens nou regtig verander? Teen die omvang van die wêreld se probleme voel een lewe byna onbeduidend. Genesis vertel egter 'n heel ander verhaal. Vir 6 hoofstukke sien ons hoe sonde soos 'n virus versprei. Adam en Eva se keuses raak hulle kinders. Kain se geweld word Lameg se trots. Die chaos word groter met elke nuwe geslag. Dit lyk asof boosheid altyd makliker versprei as goedheid. Maar dan gebeur iets verrassend. Vir die eerste keer sien ons die teenoorgestelde. Een regverdige mens word die rede waarom 'n familie bewaar word. Nie omdat Noag hulle red nie, God alleen red, maar omdat God kies om deur die gehoorsaamheid van een mens se lewe na baie ander te laat vloei. Dit is 'n patroon wat die hele Bybel deurloop. Ons onderskat dikwels die invloed van 'n enkele lewe. Een pa wat sy kinders liefhet, een onderwyser wat in 'n kind glo, een vriend wat bly wanneer almal anders wegloop, een persoon wat eers vergewe, een werknemer wat kies om eerlik te bly. Sulke dade verander dalk nie die nuus nie, maar hulle verander die wêreld van iemand anders. En miskien is dit hoe God nog altyd werk. Nie hoofsaaklik deur massas nie, maar deur mense, nie deur geraas nie, maar deur getrouheid, nie deur mag nie, maar deur gehoorsaamheid. Die wonderlike is dat hierdie patroon uiteindelik na Jesus wys. Soos Noag se geregtigheid lewe vir sy huisgesin beteken het, bring Christus se volmaakte geregtigheid redding vir almal wat in hom glo. Noag was net 'n skaduwee, Jesus is die vervulling. Moet dus nooit dink jou gehoorsaamheid maak nie saak nie. Jy weet nooit hoe ver die rimpel-effek van een getroue besluit kan strek nie. En dit is ook ons gebed by SA Gemeente, dat ons 'n netwerk van gewone mense sal wees, wat bereid is om getrou te leef waar God ons geplaas het. Want God het nog altyd die gewoonte gehad om deur die gehoorsaamheid van een mens, die lewe van baie te verander. En dit is steeds hoe Jesus die wêreld verander. Tot môre, mooi loop.